sorrow and dead in my sin, lost without hope of no place to begin. Your love made a way to let mercy come in. When death was arrested and my life began, ash was redeemed, only beauty remains. Die afgelope tyd praat ons oor, ken jy hierdie God? En ons praat van die God wat jou aanvaar, ons praat van die God wat jou verander, en ons praat van die God wat met jou praat. En vandag wil ek graag gesels oor die God wat sy beloftes hou. Nou, beloftes gee vir 'n mens hoop. Verbeel jou net, jy kom eendag by die huis, en in die posbus, kry jy 'n koevertjie van, hang af waar jy is, Cell, Vodacom, MTN, Virgin Active, of daai Virgin Auto, ek mos nou deesdae selffone. En jy maak dit oop en jy sien hulle, dis 'n rekening van R30,000 vir die maand. En jy kan voel hoe kom daar so 'n koue oor jou. Eers raak jy kwaad vir jou vrou en toe vir jou kinders, maar toe jy die ding so kyk, toe sien jy, maar dit kan ons nie wees nie. Hier is 'n groot fout hier. Dit moet eintlik R400 wees. En nou is die 30,000. Jy kan voel hoe jy begin kwaad raak. Kyk, ek probeer nou rustig wees, want ek is bang, ek tap nou hier in iemand se emosies in. En jy bel hy mense, maar jy is so ontsteld, jy kan nie help om te vloekie. Die vrou sê vir jou, meneer, ek kyk na jou rekening hier voor my op die skerm, hou net so rukkie aan, die stelsel is net bietjie stadig, jy hou maar bietjie aan, maar jy kan voel die aanhou raak 'n bietjie erg vir jou. En sy kyk na die rekening en sy sê, ja meneer, ek sien jy skuld 30,000. Jy kan voel of iets in jou kop wil ontplof. Maar jy bly rustig, jy sê vir luister, kyk net gou vir my weer, ek wil net hoor by jou. En sy kyk na die rekening en sy sê, meneer, ek sien hier's 'n fout. Ek beloof vir jou, ek sal hierdie ding uitsort, gee my 2 dae, dan gaan ek jou terugbel. Ek het voorheen al hierdie probleme uitgesorteer. Jy kan voel hoe raak jy rustig. En dis wat beloftes doen. Beloftes gee ons hoop. Ek het eendag so 'n oproep gehad waar die ander kant aan die persoon nie van my hoop kon gee nie. Geen belofte van hierdie ding gaan uitgesorteer word nie. Maar beloftes gee ons hoop. Dis wat beloftes doen. En die skrif is vol van beloftes. Julle ken seker die bekende belofte 1 Petrus 5 vers 7 wat sê, werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. As jy deur 'n moeilike tyd gaan, dan kan mens in daai belofte vashou van die Here. En sê, Here, U sê U sorg vir my. Ek is in 'n moeilike tyd, maar ek weet U sal vir my sorg. 'n ander bekende belofte is 1 Korintiërs 10 vers 13, wat sê, geen versoeking wat meer is as wat 'n mens kan weerstaan, het julle oorval nie. God is getrou. Hy sal nie toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. As die versoeking kom, sal hy ook die uitkoms gee, sodat julle dit kan weerstaan. Die skrif sê, daar's 'n uitkoms vir jou en my. As ons in 'n moeilike tyd is, sal daar 'n uitkoms kom. Het julle al gevoel hoe beloftes hoop gee? Het jy beloftes wat vir jou hoop gee? Het jy al daai beloftes in die skrif gevat en het jou eie gemaak, sodat jy kan vashou wanneer jy deur moeilike tye gaan? Nou, daar's een man by wie ons nogal baie kan leer oor die beloftes van God. En dis Abraham.
Ek wil gou sy storie vir julle vertel. Op 75-jarige ouderdom verskyn die Here aan Abraham en hy maak aan hom 'n belofte en 'n gedeelte van daai belofte is dat hy gaan 'n groot nageslag hê. Nou wat gebeur is, 2 jaar later is sy vrou nog steeds nie swanger nie. 3 jaar later, 4 jaar later, 5 jaar later, so gaan dit aan. Op 99-jarige ouderdom. Dit is amper soos wanneer jou ouma groetjie of oupa groetjie na jou toe kom en sê, hulle het ietsie wat hulle graag met die familie wil deel. Goed, okay, dis 'n bietjie van die punt af. 75, die eerste keer. Op 99 verskyn die Here weer aan Abraham. Hy sê vir hom, hy gaan 'n seun hê. Nou, baie mense dink net Sara het gelag, sy vrou, toe sy destyds dit gehoor het. Maar die skrif sê, Abraham het ook gelag. Want hy was toe 99 jaar oud. Sara was toe 90 jaar oud. Plus minus. So dis 'n ding wat ook kan leer van God se beloftes, baie keer vat dit lank. En as jy 'n belofte het en dit vat lank, dan wil ek jou encourage, moenie moed opgee nie. Moenie moedeloos raak nie. Want God is 'n God wat sy beloftes hou. As hy 'n belofte aan jou gemaak het, sal hy dit hou. Maar okay, anyway, dis baie lank, 25 jaar plus minus. Toe Sara dit hoor, julle kan imagine, toe val sy ook amper agteroor, maar sy lag toe ook. En nou haar presiese woorde was ietsie soos, sal ek dan nou nog genot kan hê nou dat ek afgeleef is? En met my man wat al so oud is. Nou dis die ander ding van God se beloftes, dit lyk baie keer onmoontlik. En jy het miskien 'n belofte van God wat onmoontlik lyk. Dit lyk asof dit glad nie meer kan gebeur nie. En ek wil jou aanmoedig. Moenie moedeloos raak nie, moenie moed opgee nie. Ons aanbid 'n God wat sy beloftes hou. Nou, dis nog net die begin. Hier is hierdie 2 ouer mense. Nou is daar 'n seun. Nou, dan gebeur daar 'n ding wat amper glad nie sin maak nie. Vir ons mense nie. Dan vra God vir Abraham, hy moet sy seun Isak gaan offer. Nou, dis ouens wat skryf hieroor en sê dat in daai tyd was daar baie ouens wat die offers van kinders was 'n tipe van 'n ding wat mense geken het. Dit was nie heeltemal 'n vreemde ding nie. Maar dan gaan Abraham en hy vat sy seun om hom te gaan offer. En dis die ander ding van God se beloftes wat baie keer ons bietjie de mekaar maak. Dit lyk baie keer asof God se beloftes op 'n stadium in 'n ander rigting gaan as wat God beloof het. Onthou jy die storie van Josef? Hy droom en God beloof vir hom dat hy gaan sy broers gaan voor hom buig. En wat gebeur dan? Hulle gooi hom in die put en hulle verkoop hom as 'n slaaf. Dan lyk dit iewers skielik of die belofte heeltemal nou verkeerd gaan. Maar ons aanbid 'n God wat sy beloftes hou. En later sien ons hoe sy broers voor Josef buig. Nou wat interessant is die storie is waar Abraham dan sy seun vat, hy dan 2 slawe wat saam gaan, hulle ry op 'n donkie. Dan gaan hulle voor hulle teen die berg opgang, sê Abraham vir die 2 slawe, hulle moet agterbly. Hy vat dan vir Isak op en nou, die storie is nogal emosioneel, want Isak is soos, papa, ons het hout, en ons het al die goedjies, maar waar is die offer? En dan gaan hulle op, en op 'n stadium moes Isak besef het, hy is die offer. Want die skrif sê, hy is vasgemaak op die altaar, en sy pa het gestaan
om hom te offer. Dan kom die engel en die engel keer hom en sê vir hom, daar's 'n skaapram, hy moet sy seun losmaak. En dan hier sien ons 'n prentjie wat wys na 'n baie, baie groot belofte van God. Dat hy gaan 'n offer voorsien vir my en jou. En ek wonder of Abraham daai tyd al geweet het, dat ons sy storie gaan lees en sy storie gaan sien, en besef het wys na 'n groot belofte wat God maak. Ek wil vir jou die teks lees, waar God vir Abraham vra om sy seun te offer. Dit is in Genesis 22 vers 2. Dit sê, God het vir hom gesê, dis nou Abraham, vat jou seun, jou enigste seun, Isak wat jy lief het, en gaan na die landstreek Moria toe, en offer jou seun as brandoffer daar, op een van die berge wat ek vir jou sal aanwys. Ek lees daar van brandoffer, nou die dag hoor ek van die ouens wat sê, hy sê as hy by die huis kom, man, elke aand het sy vrou vir hom 'n brandoffer, hy kan dit nou nie meer vat nie. Ja, dis heeltemal 'n ander konteks, kies. Ek is besig om te dwaal hierso. Okay. Kyk gou na daai teks, is daar nie iets wat vir julle baie lyk soos Johannes 3:16 nie? As hy sê, vat jou seun, jou enigste seun Isak, wat jy lief het. Kyk vir Johannes 3:16, wat sê dit? God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Hoe meer ek na Abraham en Isak se storie kyk, dan begin daar vir my mooi goed oopgaan. Ek sien in die storie hoe Isak die hout op sy rug dra. En dit laat my dink aan Jesus wat die houtkruis op sy rug dra. Iemand het die houtkruis gedra vir jou en my, sodat ons nie hoef doodgemaak te word nie. En die grootste belofte begin ons sien. Jesus wat kom sterf aan die kruis vir ons. Ek wil vir Tiro vra om vir ons 'n lied te sing, en dan gesels ons verder oor hierdie groot belofte van die ewige lewe. Forever
glory, glory. Hallelujah. Glory, glory. Glory Land is 'n prentjie van die ewige lewe. Die skrif is vol van hierdie belofte van die ewige lewe. En as mens die twee woorde opbreek, ewige lewe, dan ewige dui op 'n ewigheid, dat dit vir ewig gaan aangaan. En die woordjie lewe is die woord wat eintlik beteken goddelike lewe. En goddelike lewe is liefde, vreugde, vrede, krag, gesondheid. Dis wat Jesus beloof wat hy vir ons oopgebreek het. En daai belofte het van die begin af is dit beloof en Jesus kom sterf aan die kruis en is besig om al hoe meer en meer te gebeur en te manifesteer. Nou, baie keer as mens kyk na hierdie belofte, dan is dit so groot, dat 'n mens baie keer detail mis in hierdie belofte wat God doen. So ek wil met jou net so een of twee gedagtes deel rondom hierdie belofte, dat jy net kan sien hoe getrou is God binne in sy beloftes. Johannes 19 vers 33 tot 34 lees, toe hulle egter by Jesus kom en sien dat hy al aan klaar dood is, het hulle nie sy bene gebreek nie. Maar een van die soldate het met 'n spies in sy sy gesteek en daar het dadelik bloed en water uitgekom. Dis waar Jesus aan die kruis hang, besig om te betaal vir ons sondes. En dan steek hulle hom in sy sy. Laat as julle nie dink aan Adam en Eva, waar Adam uit sy sy uit word sy vrou gebore. Dan is Jesus aan die kruis en hulle steek hom in sy sy en hulle sien dat Jesus is dood en uit Jesus se sy word die kerk gebore. Want sy dood maak dat my en jou sondes vergewe word en sy bruid, sy vrou word gebore. Nou wat interessant is, het jy ooit gewonder hoekom die Bybelskrywer uitlig dat hulle nie Jesus se bene gebreek het nie. Dit is amper asof hy dit prominent wil uitlig.
Asof daar iets is wat hy vir ons wil sê. Ek gaan so vinnig daarop ingaan. Johannes 1 vers 29, is dit Johannes, dit praat oor Johannes die Doper. Die volgende dag sien Johannes vir Jesus na hom toe kom. Hy sê toe, hierdie is nou hele rukkie terug voor Jesus gekruisig was. Hy sê toe, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. So ons sien, hy verwys na Jesus as die paaslam. In 1 Korintiërs 5 vers 7 noem Jesus spesifiek die paaslam. Nou is die vraag, hoekom breek hulle nie Jesus se bene nie? Hoekom bewerk God dit so, dat hulle by die kruis kom, en in plaas van waar hulle sy bene breek, doen hulle nie, want hy's klaar dood. As jy aan die kruis gehang het, en jy was nog nie dood nie, as jou bene gebreek, want dit het gemaak dat jy vinniger doodgaan. Kom ek wys gou vir julle, hoekom het hulle nie sy bene gebreek nie. Eksodus 12 vers 46 lees. Hierdie gaan oor die paaslam, en dit sê, dit moet geëet word in die huis waarvoor dit bedoel is. Van die vleis mag niks buitentoe geneem word nie. Geen been van die paaslam mag gebreek word nie. Hierdie speel af in Egipte, die Israeliete is slawe, en God het die een plaag na die ander plaag oor Egipte gebring, want hy wil die Israeliete vrymaak, en die farao verhard homself teen God, en dan sê God, hy gaan die eerstgeborenes, die laaste plaag, gaan hy doodmaak. En die Israeliete moet die paaslam slag, en die bloed teen die deurkusyne sit, en as die engel van die dood kom en hy sien die bloed, sal hy verbygaan. En hier sien ons 'n prentjie van Jesus, ons paaslam, wie se bene nie gebreek mag word nie. Sien jy dat die detail waarmee God ingaan met sy beloftes in die skrif? Ek wil jou aanmoedig, ons dien 'n God en ons het 'n God wat sy beloftes hou. Numeri 23 vers 19 sê, God is nie 'n mens dat hy sal lieg nie. Hy is nie 'n mens wat ekskuus sal sê nie. Het hy ooit iets gesê wat hy nie gedoen het nie? Het hy iets beloof wat hy nie nagekom het nie? Toe jy by die deur ingekom het, het jy so 'n pakkie gekry. Kan ek gesien het almal 'n pakkie gekry? Is iemand wat nie 'n pakkie gekry het nie? As jy op live streaming luister, dis so 'n bruin pakkie met 'n mooi strukkie om. Hierdie is nou die tyd waar jy jou pakkie mag oopmaak. So maak gou jou pakkie oop. Ek het gedink om ergens een van die pakkies se R200 noot weg te steek. Skoon vergeet daarvan. Binne in jou pakkie het jy 'n klein sjokoladietjie. Dis om jou te herinner dat jy het die belofte van die ewige lewe. En as jy hom eet eendag in die hemel, en die hemel is maar die plek waar Jesus is, kan jy eet en jy sal nooit vet word nie. OK. Gaan lekker wees. Dat ons vir jou 'n kaartjie ook ingesluit met hierdie belofte, en dis ons teksvers vir die week van Numeri 23 vers 19 wat sê, God is nie 'n mens dat hy sal lieg nie. Hy is nie 'n mens wat ekskuus sal sê nie. Het hy al ooit iets gesê wat hy nie gedoen het nie? Het hy iets beloof wat hy nie nagekom het nie? Ek wil aanmoedig, vat die teksvers, vra vir die Here om sy beloftes aan jou oop te breek, sodat jy iets het om aan vas te hou as jy deur moeilike tye gaan. En sit die teksversie ergens waar jy hom af en toe kan lees om te onthou, daar's 'n God wat agter jou is, wat sy beloftes hou. Amen.